Volspoed, episode 21. Rosaan het probeer, eerlikwaar. Sy het ewe gehoorsaam gebel om te hoor of sy 'n afspraak kan kry om een van die dokters by die kliniek te sien. As dit moontlik is vir dokter Christo Du Plessis. Hy ken die geskiedenis. Dit was 10:00 vandag, maandagoggend. Die persoon wat die foon daar beantwoord het ewe sarkasties opgemerk dat sy gerus maar kan inkom en in die ry kan kom wag. Bring net jou eie stoel of alie om op te sit, soos die ander pasiënte, want dit is chaos vandag by die kliniek. Die mense sit met griep en kieme tot deur anderkant op die grasperk. Haar baas, dokter, is boonop nie op die oomblik daar nie. So, as die pasiënt wil inkom, gaan sy lank wag. En wanneer die hoofman dokter terugkom, gaan die mense eers vergader. En dit gaan nog langer duur. So, is sy regtig siek, of wil sy net daar die spesifieke dokter sien, omdat hy die mooiste, die mees huubare en die oulikste een van hulle almal daar is? Gaan plas doppies man. Wat het hulle vir 'n ontvangsdame by daardie kliniek? 'n bejaarde bakvisie of 'n gefrustreerde ou jong nooi? Beslis nie 'n professionele ontvangspersoon nie. So besluit Rosaan. Sy voel eintlik baie goed, dankie. So verkieslik los sy dit dan maar net daar. Toe soek sy deur haar kontakte. Daar is een spesifieke plek waar sy en Bert en die kinders altyd gaan wegkruip het, wanneer hulle lus was vir 'n middelweek wegbreek. Dino King toe. Piet en Ankia se bosplaasie. Goedkoop kampeerplekkies met 'n oulike badkamer en kompuisie by elke kampplekkie, reg in die middel van die groot 5 gedeelte van die wildtuin. Die kamp is omhein en daar is 'n swembad waar die kinders kan gaan afkoel, somertyd. As jy moeg is vir braai en kos maak, kan jy bespreek om iets te gaan eet in Piet se klein privaat restaurantjie. Dit is stil, dit is middel van die week en dit is na die skoolvakansie. Verseker gaan daar nie baie mense in die kamp wees nie. Maar eers stap sy na Amy, wat met 'n boek op haar bed lê en ontspan. Die vrou begin darm nou minder na 'n kleurvolle lappies kombers te lyk, sonder grimering, na die timmer onder onsie van haar man. Rosaan gaan sit op die kant van die bed. Amy, ek het vir jou gesê dat ek lus is om vir 'n paar dae weg te loop van die huis af, alleen. Sien jy en Melanie kans om hier op Villa Schultz te bly vir die res van die week? Daarom nie heeltemal alleen nie. Die tuinman Jackson bly in en my skoonpa is mos net oor kan die pad as daar dalk 'n krisis kom. Natuurlik Rosaan, hoe lank beplan jy om te gaan? Wel ek is lus om sommer vanmiddag al te ry. Maandagaande is die wildtuin lekker stil en ek hoef mos eers teen donderdagmiddag of vrydagoggend terug te wees vir die groot karverskuiwings. Dan slaan ek darm nie die tent net vir een aand op nie. Amy vra nog bekommerd. Moes jy daai tent nie eers hier opgeslaan het en gekyk het of hy werk nie, dat jy al jou penne het nie? Nee, as ek nou eers gaan staan en tent opslaan, kom ek watertyd hier weg. Ek moet nog gaan inkopies ook doen. En as iemand dalk weer bel vir 'n skielike troue die naweek, moet ek vasmaak of laat oorstaan? Ons maak vas, solank dit nie 'n ingewikkelde onthaal is nie, en solank die mense 'n deposito betaal wat alles dek. Ek het mos al vir jou gewys hoe werk dit in die beplanningsboek. As jy vashak, bel my. Ek pak op en kom dadelik terug. Hier is in elk geval die nommer van die plek waar ek gaan kamp, as jy my dalk nie op daai oomblik in die hande kry nie. Ek stuur dit vir jou as 'n besigheidskaartjie na jou foon toe aan. Rosaan staan op. Sy gaan haal die Audi uit sy garage en trek hom agter die huis langs die stoorkamer, waar sy alles vanoggend so ordelik ingepak het. Bert sou sy oë nie geglo het as hy nou nog hier was nie. Behalwe dat sy gister die vreemde gevoel het, dat dit Bert was wat vir haar die kobra uitgewys het, daar waar dit opgerol onder die hoopie matrasse gewinterslaap het. Het hy nie altyd gespot en gesê, dat sy met 'n blinddoek deur die lewe stap nie, want hy is haar ore en haar oë agter haar kop. Sy haal die swart boekie uit die kombuistrommel, waarin sy en Bert altyd hulle lysies geskryf het. Vroegoggend het die boekie haar laat huil. Nou is sy reg om vinnig weer te kyk en seker te maak dat sy alles in het. Sy laai die tent agter in die bak en boop dit een van daardie spesiale blokke, matte, wat hulle altyd onder die tente gepak het. Isolasie van die grond af. Dan gaan sy 2 matrasse op mekaar sit, lakens, slaapsak wat kan oopvou en 'n ekstra stopkombers, want die aande raak nog steeds koud hier in Augustus. Kussings, opvou tafel en opvou stoel.
net een van die stoele. Daar is 'n braaier gewoonlik by elke staanplek, maar sy laai Bert se toeknyprooster in. Hy het nie daarvan gehou om direk op daai roosters te braai nie. Die gazebo het altyd lekker gewerk, toe hulle 4 mense waskot kon help opslaan. Nou sit sy net die lekker groot sambreel in, om voor die tentopening op te slaan, daar waar sy haar tafel en stoel gaan staan maak. Sy haal diep asem en sê, "Oké Bert, dan gaan ek maar. Dit sal nie dieselfde wees sonder jou nie, maar jy's reg, iewers moet ek seker weer probeer aangaan, al is dit nog steeds nie vir my lekker nie." Teen die tyd dat sy reg is om te ry, staan Amy langs haar. "Vat jy nie kos saam nie?" "Nee, ek het 'n klompie goed ingepak, maar ek gaan koop. Broodjies, aardappels, margarine, wors en stukkie vleis. Ag, drink goed. Maar vereers moet ek gou by my skoonpa aanry, om vir hom van my planne te vertel, en te vra, dat hy 'n oogie hierdie kant moet hou. So moenie skrik as iemand met 'n flits in die nag om die huis rondsluip nie. Skoonpa is deel van die kommando." By die groot sentrum hou Rozaan so stil, dat sy die kar vanuit die winkel kan dophou, maar sy maak nietemin seker, dat die motorwag ook weet, dat sy op hom staat maak, om 'n oog oor haar volgelaaide kar te hou. Daar is in elk geval baie meer inbrake en motordiefstalle, by die groter sentrums in die stede, herinner die man haar net gou weer. Eers toe Rozaan deur die groot hek van die Dinokeng wildtuin ry, kry sy daar die gemengde gevoel van opwinding en afwagting. Hierdie is 'n baie groot stap in haar lewe, hopelik 'n tree in die regte rigting, een waarin sy moet aanvaar dat sy alleen op die aarde is, en die grootste vriendelike helpende hand is aan die einde van haar eie arm. Sy meld aan by die huis, daar op die bosplaasie, om in te bespreek en te betaal, en mag sy asseblief weer die verste staanplek daar teen die draad kry, waar mens oor die watergat kan uitkyk? Natuurlijk, sê Ankia, dit is net sy wat vanaand hier kamp. Sy kan tent opslaan, daar in staanplek 2, haar kar in staanplek 6 gaan parkeer, en haar stoele by die swembaadjie in Lapa los. En as sy 'n gazebo gebring het, kan sy dit maar by 4 gaan opslaan, spot Ankia met haar normale sin vir humor. Wanneer sy moet uitstap, vra Ankia, "Is jy alright, Rozaan? Ek dink so baie aan jou sedert. Ag, ek is so bly om jou weer te sien." Rozaan moet sluk verby die knop in haar keel, toe sy knik. "Ja wat jong, 'n mens gaan mos maar net aan. Sal jy regkom met daardie tent en so aan? Ek weet Piet is hier iewers rond. As ek hom sien, stuur ek hom oor om te gaan help. Jy behoort eintlik vir jou 'n waantjie te kry om in te slaap. Een van daai nuwe, moderne kampeerwaantjies." "Nee, wat Ankia, vir een mens is die tent reg, en ek sleep nie graag nie, so geniet julle aand." Rozaan hou by staanplek 2 stil. Die gras is soos altyd netjies en kort, die badkamers en kombuishoekie pragtig skoon. Selfs die lig daar werk, daar is 'n waterkraan naby die braaiplek, en daar is 'n elektriese punt, waar sy haar blou prop gaan indruk vir elektrisiteit. Piet en Ankia hou die plek met 'n eysterhand in stand. Dit is hoekom dit altyd so lekker is om hier te kom kamp. Rozaan gooi die eerste matte uit en rol die tent op, dit oop. Toe ryg sy die lang tentpenne aan mekaar. Dit is eintlik veronderstel om 'n maklike tent te wees, een van daai wat oor kruis werk. Maar sy is nog so besig om uit te werk en te probeer om die ding op te lig. Toe kom Piet en een van sy werkers aan. Nee, hier slaan geen mens alleen tent op nie, ons sal help." Net sowel, want daar kom hulle toe agter dat een van die eystertjies, wat die lap teen die pen moet hou, gebreek het. "Draad?" Piet stuur sy werker om 'n stukkie draad te gaan haal. Daarna staan hy net daar, onbeholpe. "Ek het nie bier nie, Piet, maar ek het 'n pakkie ciders, en ek het koeldrank," Piet Rozaan aan. En daar vertrek die man se gesig en hy bars in trane uit. "Rozaan, ek is so bly om jou te sien. Gedink dat na Bert en Sean se dood ek julle dalk nooit weer sal sien nie. Ek is so verskriklik jammer oor jou mense." En daar huil sy ook weer saam. Sy het vanoggend klaar gehuil, nou sy van vooraf weer stikkend. "Dit is darm al 2 jaar, sê sy uiteindelik, en rol 'n stuk toiletpapier af.
Ek het gedog ek is beter, maar die afgelope paar dae is ek alweer net 'n baba. Wel, elkeen treur maar op sy eie manier en op sy eie teiken, antwoord Piet, en vat die draaietjie by sy helper. Hy buig hom reg, en oomblikke later staan Rozaan se bospaleis. Nadat die man gehelp het om tentpenne in te slaan, beduie hy dat sy mark kan intrek. Selfs al kom daar 'n Augustus orkaan op, behoort die tent net te buig en te bewe, maar wegwaai, no ways. Sal jy verder self regkom? Vra Piet. En wat eet jy vanaand? Wil jy nie by my en Ankia kom eet nie? Ons het gister 'n potjie kos middagete gehad en daar is baie oor. Ons haal net nog daarvan uit die vrieskas. Nee, dankie Piet. Ek gaan braai, steak, aardappels, 'n suurroomsousie en as ek lus is, maak ek 'n slaai. O, dit klink baie lekker. Hoe laat moet ons aanmeld om by jou te kom eet? Alles in een asem en toe bars hy uit van die lag. Nee, grappie man. Ek kan mos sien dat jy op 'n pelgrimstog is, maar as jy alleen voel, jy weet waar ons huis is, en net vir die interessantheid, die leeu's het net mooi daar 'n vangs gemaak. Nie ver hier vandaan nie. As jy gelukkig is, kry jy hulle nog op die blou willebees. Piet druk met sy vinger op 'n plek op die kaart, wat Rozaan op haar opslaantafeltjie neergesit het. Ek neem aan, jy was van plan om nog 'n vinnige draai te gaan ry voor donker. Ja, dit is die plan. Wanneer Piet se werker wegspring om vir haar die hek te gaan oopskuif, rus Rozaan die tent toe en sy klim in haar kar. En daar kry sy hulle sowaar nog, danksy 'n paar ander voertuie wat nog daar rond staan. Sy is die voorlaaste voertuig wat daar wegry, van die boskamp waarheen sy moet terugkeer, is mos net om die draai van daar af. Wanneer sy by die kamp inry, draai sy amper weer om en kies 'n nuwe bospad. Want daar reg langs haar tent staan 'n eislike groot dubbelkajuit Land Rover en iemand het sowaar die vermetelheid gehad om 'n vuur in haar braaier aan te pak en aan te steek. Sy wil net begin raas en die persoon met die eienaar van die bosplaas dreig. Toe kom die man van die heining aan. Dr. Christo Du Plessis met 'n beer in die hand. Sy roep geskok uit, "Wat maak jy hier? Ek is jammer dat ek nie vandag 'n afspraak kon maak by die kliniek nie, maar die vrou het gesê jy is besig. En buitendien, ek voel baie beter." Hy lig 'n hand. "Ontspan man, ontspan. Dit is nie die rede hoekom ek na jou kom soek het nie. En as dit jou beter sal laat voel, ek is nie van plan om hier oor te bly of om op jou privaatheid inbreuk te maak nie. Ek kamp ook die afgelope paar jaar hier by Piet en Ankia as dit te crowded raak in die veldwagterskamp. En as ek hier is, kies ek toevallig ook hierdie staanplek wat oor die suiping uitkyk. Maar as dit jou sal laat beter voel, dan sal ek later vanaand oorskuif na die ere veldwagterse kamp, dan het jy nog steeds die hele plek vir jouself. Asof dit haar moet laat beter voel, genigtig, wat lees sy op haar gesig, dat sy nie bly is om hom te sê nie. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Sy is verbaas en vreemd verras om hom daar te sien, maar die plan is nie om hom van die aardpol af weg te jaag nie. Inteendeel, sy mag dalk net daarvan hou om te weet dat die mooie man ook hier iewers in hierdie kampie is. Maar sy kan ook tog nie om die hals val en sê hartlik welkom nie. Wat se boodskap gaan dit oordra? Daarom vra sy net versigtig. Nou, as jy nie hier wou kamp nie, wat bring jou hier na toe, Dr. Du Plessis? Hy beduie na haar tafeltjie. Daar die koevert onder andere. En glo dit as jy kan. Ek kamp in elk geval self gereeld hier in Dinokeng. En met die nuwe verwikkelinge by die kliniek is ek soort van daar weggejaag vir die res van die week. Genadiglik. Hy beduie na sy Land Rover en daar sien sy die daktent wat net wag om opgeslaan te word. Elders, natuurlik, volgens hom. Koevert. Sy stap nuuskierig nader en trek die papiere uit die A4 koevert. Laboratoriumresultate? Ek is bevrees, ek sal nie weet wat ek hier sien nie. Jy sien daar, jou man is 'n diabetes. Die kans is goed dat sy bloedsuiker om daardie aand van die ongeluk heeltemal opgedons het.
Dit was dalk die rede hoekom hy jou seun laat bestuur het. Christo gooi sy leë bottel in die asblik en trek sy sleutels uit sy sak. Nou ja, dit was dan al. Dan ry ek maar weer. Sê my net eers, hoe het jy geweet om my hier te kry? Wel, jy weet self, ek het nie 'n selnommer van jou nie. Toe ry ek maar na jou huis toe. Amy het vir my gesê dat jy hier by die Boskamp bespreek het. Toe besluit ek om sommer vanaand ook al te ry, want ek was ook van plan om te kom kamp. Dit is mos maar naby. Hy beduie na die papiere in haar hand. En ek het buitendien gedink, toe ek dit sien, as dit iemand van my was, sou ek dit dadelik wou geweet het. Volgens Dr. Udo Gerber was daar 'n privaat speurder wat kom navraag doen het daaroor. Regtig? Dit is verbasend. Alhoewel ek kan nie dink dat dit oor die uitbetalings gaan nie. Volgens my makelaar en die prokureur van die padongelukkefonds is die saak reeds gesluit en dit is afgekeur. Ek hoop net nie dat daar meer moeilikheid gaan kom as gevolg van en na die ongeluk nie, steun Rosanne. Sy's reeds so vuisfoos. Uiteindelik byt sy op haar lip en sê, jy's reg, dankie. Hierdie inligting en die nuwe verwikkeling is waarskynlik iets waarvan ek behoort kennis te neem. Dankie, Dr. Christo. Plesier, mevrou Schultz. Hy glimlag en draai om. Nee, wag, Christo. Aangesien jy al die moeite gedoen het om hier aan te ry, en synde dat jy reeds vir ons die vuur aangesteek het, kan jy net sowel maar saam met my braai. Ek het 'n baie groot stuk rampsteak en aardappels met 'n suur roomsous. Rosanne dink 'n oomblik na en toe voeg sy by, en daar is daarom gewoonlik 4 borde in die trommel. Ek het net nie vir jou 'n bier nie, en ek het nie 'n ekstra stoel ingepak nie. Sy praat al hoe stadiger, want die man se glimlag raak al hoe breër, asof hy enige oomblik gaan uitbars van die lag. Wat is dit wat dan so snaaks kan wees? Wanneer sy uiteindelik stil bly, trek hy sy skouers stadig op. Rosanne, dit is nie ek wat die vuur vir jou aangepak en aangesteek het nie. Jammer. Nou wie het dit gedoen? Pizza helper. Wow, slaan sy haar naam nou nog meer met 'n plank. Hoe kan sy haarself so laat vlei het, deur te dink dat hierdie mooie man vir haar 'n vuur aangepak en aangesteek het? Hoekom in 'n 100 jaar van Sondag sal hy so iets wil doen? As daar 'n ertvarkgat iewers was, het sy nou kop eers te gaan inkruip. Nou moet sy maar net staan en rooi in gesig wees voor hom. En toe verras hy haar met sy volgende woorde. Maar mag ek nog steeds bly? Vir ete en om saam met jou te braai? Ek het wortelslaai en beet by Spar gekoop en ek het 'n paar choppies ook om te braai, so ek gaan nie net al jou vleis opeet nie. Maar jou aardappels en suurroom klink lekkerder as die braaibroodjies wat ek gekoop het. O, en weet jy wat? Ek het ook 'n stoel om op te slaan en 'n bier of 11 in my yskassie. So wat sê jy, Rosanne? Bly asseblief, Christo. En slaan maar vanaand jou daktent hier naby op. Vanaand en môre aand, of hoe lank jy ook al beplan om hier in die wildtuin te wees. Wel ten minste, totdat ons die swart kar moet gaan wegneem en die trokkie moet gaan omruil daar by Woolsey. Of vir solank jy my in dieselfde kamp as jy wil en sal verdra. En dit kan dalk nogal so lang tyd wees, dink Rosanne by haarself, want om een of ander rede begin sy om al hoe meer van die man met die azuurblou oë te hou. Teen haar sin word vervolg.